Welkom by Every Nation Bloemfontein. Ons hoop jy geniet die boodskap saam met ons. Vanoggend, vir die van julle wat, ek weet nie wie van julle weet, hoekom het jy môre 'n vakansiedag nie? Gewoonlik, as mense net soos, dit is nog 'n vakansiedag, lekker, dis al wat ons oor worry. Ons worry nie regtig oor veel anders as dit nie. Ons hoef nie werk toe te gaan nie. Ons is dankbaar dat mense vir ons sê, jy kan by die huis bly, jy hoef niks te doen nie, jy kan jou eie dinge doen, maar die realiteit is dat ons Vryheidsdag vier. Nou, dis eintlik vandag, die staat is so vrygewig dat hulle vir ons nog 'n dag môre gee om bel af te hê. Maar as jy dink aan vryheid, dan wil ek jou vra vanoggend, is jy vry? Is jy werklik vry? Hoe dink jy oor vryheid? Wat is vryheid? Is jy vry? Beskou jy jouself as iemand wat vry is? En dis wat ek vra vir jouself, en dan wil ek vir jou vra, as jy bietjie kyk na die mense rondom jou in ons land, wil ek vir jou vra, dink jy die mense in ons land, dink jy mense in Suid-Afrika is vry? Die rede hoekom ek dit vra is, want dit is wat ons vier. Elke liewe jaar op die 27ste April is die gedagte dat hierdie land vryheid vier. Ons vier die gedagte dat vryheid gekom het. Dit is 'n baie spesifieke tipe vryheid wat ons probeer vier in die gedagte. Die idee is om 'n politieke vryheid te vier, wat sê van, daar is nie meer onderdrukking van 'n sekere groep mense nie, maar alle mense is nou polities vry. En so 27 April 1994 is Nelson Mandela ingehuldig as president van Suid-Afrika. En dis hoekom dit op die 27ste April elke jaar gevier word. Want dit was 'n teken van vryheid vir mense. Vir mense om te sê, alle mense is nou vry. Maar as ek kyk na hoe ons land lyk, en dink aan die geskiedenis van ons land, dan sê ek soos, hoeveel mense beleef vryheid vandag? Hoeveel mense leef in vryheid vandag? Hoeveel mense het daai oomblik in vryheid geleef? Wat is vryheid? Hoe lyk dit? Sien, Vryheidsdag in 1994 het vir 'n klomp mense 'n klomp goed beloof. Daar was 'n klomp mense wat gesê het, daar's hoop. Daar is iets wat vir my voor lê as gevolg van hierdie dag. Daar's 'n hoop op 'n beter lewe. Daar's 'n hoop op die gedagte van onderdrukking wat nie meer gaan bestaan nie. Daar's 'n hoop op die gedagte van mense wat gelyk gaan staan onder mekaar, voor mekaar. Daar's 'n hoop minstens op dit. Ek dink baie mense het ook gehoop op ekonomiese vryheid. Ek dink baie mense het gehoop op die gedagte van finansiële vryheid. Ek gaan op 'n punt kom waar ek finansiëel vry gaan wees. Wat 'n prentjie dit ook al beteken het vir daai mense, hoe ook al dit vir hulle gelyk het. Ja, ek gaan nou vry wees. Eindelik is daar vryheid. Nadat ons vir jare en jare en jare geveg het vir vryheid. Dit was 'n groot groep mense in ons land se belewenis. Nou is ons vry. Weerens, hoe definieer jy vryheid? Dit is 'n goeie vraag. Vir baie mense beteken vryheid die gedagte dat jy nou enige iets mag doen. Dis wat dit vir mense beteken. Jy mag nou enigiets doen. Net wat jy wil. Enigiets. Maar soos ons sien in die geskiedenis van ons land is as ons dink aan vryheid op so 'n manier dat jy nou enige iets mag doen, dan sal jou vryheid weer vinnig in 'n ander vorm van onderdrukking verander. As jy dink jou vryheid
wat vir jou gegee word, is daar sodat jy kan doen net wat jy wil, dan sal jy baie vinnig leer dat dit gaan lei tot 'n nuwe vorm van onderdrukking. Want as jy spandabelrig is, want jy's vry, jy kan doen net wat jy wil, wat gebeur? Jy raak 'n slaaf van iemand anders, want jy moet eet. Jy eindig op 'n plek waar jy is soos, okay, maar my heel diepste behoefte maak dit dat ek nou moet gaan werk. Ek het my vryheid verloor. Ek moet weer goed doen. Vryheid, as ons dink aan dit so, lei heeltyd terug na 'n ander plek van onderdrukking. Jy sien, vryheid bly beperk in hierdie lewe. In hierdie lewe het vryheid grense. Vryheid is nie jy kan enigiets doen nie. Vryheid is binne in sekere raamwerk van goed. En as jy binne in daai plek bly leef, dan sal jy aanhou vryheid beleef. Sien, God het presies dieselfde gedoen toe hy Israel in die land van hulle beloofde land ingestuur het. Hy het vir hulle gesê, hierso, ek gee dit vir jou, julle is vry. Ek het julle vrygemaak van onderdrukking. Julle was slawe in Egipte. Ek het julle vrygemaak van daai plek. Ek het julle heeltemal verlos van julle verlede. Hulle is weggewas. Ja, en toe was daar selfs 'n hele generasie wat nie geglo het in my nie. Ek het hulle weggevat van julle om julle nie terug te hou nie. Ek het julle vrygemaak. Nou gee ek vir julle hierdie beloofde land. Maar julle vryheid gaan nie hou as julle nie volgens sekere riglyne leef nie. En dis hoekom hy die wet gegee het. Die wet was gegee sodat Israel sou aanhou vry leef. Sodat Israel sou aanhou beleef dat God vir hulle veg. En daarom dat hulle vryheid het. Want God is die een wat vryheid bewerkstellig het, maar hy is ook die een wat sou aanhou vryheid verseker. Ons almal ken die Ou Testament se storie dat Israel nie vir lank vryheid beleef het nie. Want hulle het weggedraai van God en sy manier wat hy vir hulle gegee het om in vryheid te leef. Want hulle het op 'n plek gekom waar hulle gedink het hulle het meer as genoeg. Daar's nie behoefte nie. So nou kan ek maar doen net wat ek wil. Ek kan mos maar leef soos wat ek wil. Ek het vryheid gekry vir daardie rede. En hulle het vergeet dat vryheid iemand iets gekos het. Vryheid het iemand iets gekos. En ons moet die vryheid as 'n goedkoop ding beskou nie. En dieselfde is waar vir my en jou lewe vandag. Die vryheid wat Christus vir ons gekry het, wat hy vir ons gekoop het, is nie iets wat ek en jy maar net ligtelik moet opneem nie. Dis nie iets waarmee ons moet speel en op 'n plek kom waar ons sê, maar nou kan ons vryheid, want so nou kan ons maar net doen net wat ons wil nie. Ons kan nou leef nes ons wil, want ons het mos nou vryheid in Christus. Nee. Presies soos wat die begin van die idee was van hoekom Israel vrygemaak is, wat word daar gesê, let my people go so that they may worship me. En so jou vryheid het Christus vir jou gekoop sodat jy God kan aanbid. Dis die bedoeling vir geestelike vryheid. Geestelike vryheid daar is daar vir een ding. Christus maak jou vry sodat jy God werklik kan aanbid. Sien, jy is nie vry in hierdie lewe om net te vat wat ook al jy wil nie. Jy is nie. As dit nie joune is nie, dan steel jy. En dan is die idee minstens dat iemand gevolge kry vir dit. Jy sien, ons dink terug op hierdie dag aan politieke vryheid. En daar's baie mense wat vandag nog steeds weer opnuut op hierdie plek is van, Jesus, maar ons land is nie vry nie. Ons het politieke vryheid nodig, ons het weer vryheid nodig.
En die Jode was op presies dieselfde plek oor waar hulle gesoek het toe Jesus op die toneel verskyn het. Sien, die Jode was op dieselfde plek waar hulle gehoop het op politieke vryheid vir hulle redding. Daar was 'n Messias beloof, 'n Christus beloof. En dis waarvoor hulle wag, wanneer Christus op die toneel verskyn. En so alwaar hulle dink is, gaan hierdie nou politieke vryheid vir my bring. Gaan dit vir my 'n fisiese vorm van vryheid meebring. Sien, Israel se fokus is op ek soek hier vryheid. In hierdie lewe soek ek vryheid. En dis baie keer wat ons ook wil hê. Ons wil hê Jesus moet vir ons in hierdie lewe 'n klomp vryheid gee in terme van fisiese goed. Maar Christus het 'n hoër plan. Sien, God het geweet die eintlike vyand wat die Romeine het wat Israel het, is nie die Romeinse ryk nie. Die eintlike vyand wat hulle in gevangenis hou is nie die fisiese wêreld nie. Dis nie politieke leiers nie. Dis nie jou omstandighede nie. Van baie hê of min hê nie. Dis nie jou tyd wat vasgevang is nie. Dis nie die probleem nie. Jou eintlike probleem is sonde. Wat in jou wese bly leef. Dis wie jy is, dis in elke mens vasgevang. Dis die eintlike probleem. Dis die werklike vyand. En so is iets anders nodig om werklik vry te kom. En so ons wil lees oor hierdie vryheid vanoggend en hoe ons dit kry. Ek hoop ons gaan naby uitkom oor hoe kry ons hierdie vryheid? Hoe kan ons binne dit leef? Hierdie vryheid wat Christus vir ons kom kry het. En ons gaan 'n stuk saam lees uit Romeine 6 vers 5 tot vers 18. As jy die Bybel het, kan jy oopmaak daar. Maar God se hart vir jou en vir my is om vry te wees. Die probleem is as ons misverstaan waarvan hy ons wil vry maak, dan gaan ons soos die Jode van daai dag met 'n klomp teleurstelling saamleef en dalk selfs vir God wil kruisig. En so dis belangrik vir ons om te weet wat is die tipe vryheid wat God vir ons wil bring, sodat ons in dit kan leef. Romeine 6 vers 5 tot 18. Sê as ek lees uit die ESV uit. For if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. For one who has died has been set free from sin. Now, if we have died with Christ, we believe that we will also live with him. We know that Christ, being raised from the dead, will never die again. His death no longer has dominion over him. For the death he died to sin once for all, but the life he lives to God. So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Let not sin therefore reign in your mortal body, to make you obey its passions. Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. For sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace. What then? Are we to sin because we are not under law, but under grace? By no means. Do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey, either of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness? But thanks be to God that you who were once slaves of sin have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed, and having been set free from sin, have become slaves of righteousness.
Nou Vader, ek vra U, Here, mag U woord vir ons wees soos kos. Here, mag U ons voed, mag U dit vir ons oopbreek, mag U ons help om dit te verstaan. En Here, mag U ons help om daarvolgens te leef. In Jesus naam. Amen. Nou oor die algemeen, as mens dink oor vryheid, dan en mens kyk na die lewe, dan sien 'n mens dat dis iets waarvoor jy moet veg. Vryheid kom nie net nie. Nommer 1. Okay, dalk is jy gebore in vryheid, maar vryheid bly nie net nie. Elke generasie, elke mens moet werk. Of hulle werk vir vryheid, of hulle werk om vry te bly. En so vir my en vir jou, uit hierdie skrifgedeelte uit, kan ons sien dat Christus sê, nee, daar was 'n plek gewees waar jy nie jouself kon vry kry nie. Jy kon nie jouself vry maak nie. Christus het jou vry gemaak. Maar nou moet jy iets doen om vry te bly. Want sien, wat vryheid is op die einde van die dag is vryheid is die vermoë om te kan kies. Vryheid is die vermoë om te sê, ek wil dit doen of ek wil nie dit doen nie. As jy nie vry is nie, het jy nie keuse nie. En so wat Christus hier vir ons sê, deur Paulus vir dit skryf, is dat ons moet weet, dat vryheid, maar nie net bly nie. Dit is nie net iets wat maar net altyd daar is van self nie. Dit is nie net, jy kom na Jesus toe en dan is jy vry en dan bly jy maar net vry nie. Nie, ons te keuse daagliks oor wat ons doen met hierdie vryheid, wat gaan bepaal of ons gaan vry bly, en of ons weer slawe gaan word van sonde. En so Christus se prentjie is die gedagte van, jy kan kies of jy 'n slaaf van geregtigheid wil wees, en of jy 'n slaaf van sonde wil wees. Dis jou keuse. Dis die vryheid wat Christus vir jou en vir my gebring het, is dat ons kan kies tussen dit. Om te werk vir vryheid en om te groei in vryheid is 'n goeie beginsel. As ons net kyk weer eens na die lewe, dan sê ek soos, hoeveel vryheid het my kinders? As hulle klein is, bitter min. Want as ek hulle net laat gaan, dat hulle kan doen net wat hulle wil, gaan hulle self verongeluk. Hulle gaan hulle self seermaak, hulle gaan dalk hulle eie lewe kos, dis wat hulle gaan doen. Maar soos wat hulle groter word, soos wat hulle wys dat hulle verantwoordelik is rondom goed en goeie keuses kan maak tot op 'n punt, so vergroot ek die hoeveelheid vryheid wat hulle het. En die gedagte is dat hulle op 'n plek moet kom waar hulle volledig vry is. Waar hulle self kan kies, waar hulle besluite kan maak, waar hulle verantwoordelik kan wees met hulle vryheid. En dis wat ons beperk, en dis presies dieselfde vir ons, in ons geestelike lewens, daar waar God sien ons is getrou met die hoeveelheid vryheid wat vir ons gegee het. As ons getrou is met dit, dan gee hy vir ons nog. Hy gee vir ons meer van dit, 'n groter belewenis van ons wat nog meer in staat is om te kies of ons wil ingee tot sonde of nie. Dis wat dit is om geestelik volwasse te raak. Dit is om meer verantwoordelik in jou vryheid te leef. Want Christus het vryheid vir ons gekoop aan die kruis, oor alle sonde. Maar wat doen ons met daai vryheid? Is ons verantwoordelik met dit om heeltyd te kies teen sonde? Of gee ons in? Gee ons in teen 'n baie spesifieke vyand? En ons wil nou maak asof dit Satan is. Maar uit hierdie stuk skrif is dit duidelik dat dit jou eie liggaam is. So jou grootste vyand is jou eie liggaam. Jou grootste vyand is hierdie vleeslike liggaam, wat vleeslike begeertes het. En dis wanneer ons ingee tot hierdie vleeslike begeertes en nie sien dat ons nie eintlik dit nodig het nie, wanneer ons sondig.
Sien, dis wanneer ons dink ons het meer fisiese brood nodig as die brood van die lewe. En so nou lewe ons op 'n manier waar ons hierdie ding so prioritiseer dat ons geestelike lewe afskeep. En so my liggaamlike behoefte om fisies gevoed te word, nie net met brood nie, maar met wat se lekker kos. Alles. Maak dat ek so hard werk, soveel goed moet insit, soveel dinge my tyd aan moet spandeer, want ek wil iets hê vleeslik, dat ek vergeet om te kyk na dit wat versorg moet word geestelik. En so nou misbruik ek eintlik hierdie vryheid wat Christus vir my gegee het, om hom te dien. En ek gebruik dit om my eie begeertes en my eie lewe, my eie behoeftes te dien. Daar's niks fout met werk nie, daar's niks fout om om hard te werk nie, daar's niks fout met dit nie. Die vraag is, hoekom doen jy dit? Wat is jou motivering? Is jou motivering om Christus binne dit te dien? Of is jou motivering om een of ander vleeslike begeerte na te kyk? Die waarheid is, die woord sê ook, wie nie werk nie, moet nie eet nie. Ek hoor dit, dit is so. Want dit is goed vir jou om te werk. Maar as ons stop by daai plek waar dit net gaan oor die fisiese, dan mis ons soveel van die vryheid wat Christus vir ons wil hê. Ons kom op 'n punt waar ons nie meer vry is om te kan kies nie, want ek het al hierdie dinge wat ek moet volhou. En so uit daai plek het ek soveel aardse verantwoordelikhede waarna ek moet toesien die heeltyd, sodat hierdie dingetjie nie in mekaar inval en iets van daai voorsiening weggevat word nie, dat ek nie kan kies om te sê, maar weet jy wat? Ek gaan hierdie uur nie werk nie. Ek gaan kyk na my geestelike gesondheid. Ek gaan hierdie uur nie werk nie. Ek gaan dit gebruik en dalk kyk na iemand anders se geestelike gesondheid. Ek gaan hierdie uur nie werk nie en ek gaan vir iemand anders fisies gaan help. Ek hoef nie hierdie uur te werk nie. Ek kan nee sê daarvoor. As jy nie vir iets kan nee sê nie, is jy sy slaaf. Wat ook al daar is, of jy nie kan nee sê nie, jy is sy slaaf. Christus het duur betaal sodat ek en jy nie 'n slaaf hoef te wees nie. Hy het duur betaal sodat ons kan vry wees. Ons vleeslike begeertes maak baie keer in ons lewens dat ons onsself weer onder 'n juk van slawerny indruk. En dan wil ons mense in die stelsel en die wêreld en al hierdie plekke, ons kan soveel mense skuld gee vir waar ons is. En sê nee, maar dis dit en is dit en is dit en is daai en se skuld, maar God het jou dan vrygemaak om te kies. En so al wat jy doen is jy kies, jy wil hierdie standaard fisiese lewe leef en daarom kan jy nie nee sê vir sekere goed nie. Dis die realiteit vir meeste van ons wat hier is vandag. Meeste van ons het baie meer as wat ons nodig het. Sien, die pad na vryheid is om dood te gaan. Dis die pad na vryheid toe. Die pad na vryheid toe is om te sterf aan jouself. Vryheid kom nie solank as wat jy daarvoor gaan veg in hierdie lewe nie. Vryheid kom deur te sterf. Dis dieselfde pad as wat Jesus gestap het. Jesus het vry geword self van die verpligting wat op sy skouers was. Deur homself te gee, deur dood te gaan. En dieselfde is waar vir jou en my, as jy bereid is om dood te gaan aan jouself, dan lig God jou op as 'n vry mens. Maar solank as wat jy 'n klomp goed heeltyd moet aanhou bevredig,
dan is jy die slaaf van hierdie liggaamlike begeertes. Wat net heeltyd die behoefte van hierdie liggaam moet dien. As ons kan sterf aan onsself, dan kom ons vryheid. Ons moet doodgaan aan ons eie vleeslike begeertes. Vers 6 sê vir ons, we know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. For one who has died has been set free from sin. One who has died has been set free from sin. Hy gaan verder om te sê in vers 8, now if we have died with Christ, we believe that we will also live with him. Ons sien hierdie verg geloof. Hierdie lewe waarvan God praat, verg geloof. Ons gaan dood en dan glo ons God gaan ons dra. Hy gaan vir ons lewe gee. En sien in hierdie wêreld sê ons nee, jy moet sekere goed doen, dan sal daar vir jou voorsiening wees. Maar sien hier is die volgende patroon, hierso weer eens, soos dit verg geloof om te sê nee, kom ek gaan dood aan alles wat ek wil hê en vertrou dat God vir my genoeg sal voorsien. Dis presies dieselfde beginsel. Dis nie gegrond op alles wat ek doen nie. Jy kan daai lewe leef en dan sal jy aanhou om 'n slaaf van jou vleeslike begeertes te wees. Want jy gaan net heeltyd met ja sê vir alles wat dit verg, want dit is baie om vol te hou. Jy moet aanhou en aanhou en aanhou en weet jy wat? Daar's nooit genoeg nie. Nou die dag vra iemand vir my, gaan julle nog dit ook doen? Gaan julle nog 'n studentehuis koop? Hoekom? Wat ons nou het is genoeg vir ons. Dis genoeg vir ons. Ek kan nog geen koop, dan gaan ek harder werk. Aan wat? 'n fisiese droom in hierdie wêreld. Om meer as genoeg te hê, om nog geld te hê. Vir wat? En so daar's niks verkeerd om dit te doen as die motief hard is, as die motief reg is nie. As dit is, mag dit gebeur sodat ek ander mense op 'n beter manier kan dien. Sodat ek Christus meer kan verheerlik, sodat ek my talente gebruik om hom te verheerlik en sy koninkryk vorentoe te vat, dan is daar niks fout met dit nie. Maar pas op dat jy nie uit daai motief uit op 'n plek kom waar jy 'n slaaf geraak het nie. En nou is jy so vasgevang in hierdie ding, jy kan nie meer daar uit nie. Jy kan nie meer nee sê nie. Dit is wat jou aandag verg. En dis waarvoor jy jouself moet gee, dag in, dag uit, elke oomblik van elke dag. Sien ons hoop op iets, sê die skrif hierso. We believe. Ons glo iets. En dan is dit interessant dat Paulus oorgaan, daar's iets wat ons glo en dan sê hy, maar daar's iets anders wat ons weet. Ons weet iets anders. We know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over him. For the death he died to sin once for all, but the life he lives to God. En so daar's een ding waarop ons hoop, maar daar's iets anders wat ons weet. Daar's iets wat ons weet, en daai wete van Christus wat uit die dood uit opgestaan het, moet verander hoe ons leef. Dit moet verander, dat ons sien die lewe gaan nie oor die fisiese van die hier en die nou nie, dit gaan oor wat kom hierna. Ons weet dit. Ons weet hy het opgestaan. Ons weet hy het vir die goed betaal. Ons weet hierdie goed. Dis nie 'n leë hoop op iets nie, nee, dis 'n wete. En as gevolg van hierdie wete, kan ek volledig vir God lewe. Want dis nie 'n leë hoop nie.
Jy sien, hierdie lewe het baie leeu hope wat dit vir ons gee. As jy begin werk, ek onthou voor ek tot bekering gekom het, was hierdie my plan. Hier was my plan. Voor ek regtig by die Here uitgekom het. Ek gaan swaat om 'n CA te word, sodat ek baie geld kan maak. Sodat ek 'n wildsplaas kan koop. Sodat ek op 55 kan aftree en die lewe kan geniet. Great. En dan? Eindig die lewe en dan? Ek weet nie. Want het ek werklik ooit geleef? Die wêreld dink ek het. Die wêreld skets hier die prentjie van dit is wat dit is om te leef. Christus skets 'n ander prentjie. Lewe ek vir myself, lewe ek vir my drome, lewe ek vir God? Christus het vir God gelewe. Die pad soontoe was wel om self dood te gaan. Dis wat dit beteken het. En so, terwyl ons in hierdie lewe leef, moet ons onsself beskou as iemand wat dood gegaan het. Dis wat ons moet doen. Dis wat Paulus sê. Hy sê, so you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Ek het myself heeltyd onthou dat ek lewe nie meer vir hierdie vleeslike begeertes nie. Ek is dood vir dit. Ek lewe vir God en vir wat hy wil hê. Vir sy plan, vir sy idee, vir hoe hy goed wil hê, hoe hy goed sien, vir sy koninkryk. Dis waarvan ek deel is, dis waarvoor ek lewe. En solank as wat ek aanhou om dit te doen, sal God vir my vryheid bewerkstellig. Hy sal kyk dat ek vry bly. Maar ek moet dink aan myself as iemand wat dood is vir sonde. Hoekom? Want dan sê ek vir myself, daar is nie eers geleentheid om in te gee vir sonde nie. 'n Dooie mens kan nie sondig nie. Ek kan nie ingee tot hierin. Daar's nie 'n opsie vir dit nie. Ek beskou myself as dood vir sonde. Geen niks hiervan nie. En leef vir Christus. Maar ons challenge in hierdie lewe is dat sonde steeds wil heers in ons liggaam. En so sê vers 12, let not sin therefore. Daarom, dis jy wat dit moet doen. Let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. Jy sien, die probleem is jou liggaam met passions en begeertes. Al hierdie goed wat heeltyd na gekyk moet word. Hierdie goed wat versadig moet word. Vleeslike begeertes. En ons die keuse wat ons moet doen, wat ons moet maak. Om onsself nie daarvoor te gee nie, maar om eerder onsself te gee vir dit wat God begeer. Dit is 'n daaglikse keuse, 'n oor en oor en oor keuse om jouself te gee vir God. En om jou ledemate beskikbaar te stel vir sy koninkryk as wapens, vir sy koninkryk om vorentoe te gaan. Sien, jou liggaam sê vir jou dat jy nog rus nodig het. En daarom slaap jy laat en werk nie soos jy moet nie. Dis 'n voorbeeld van dit. Jou liggaam sê vir jou dat jy nog gemak nodig het. En daarom is jy bereid om ekstra te werk. Want dan kan jy dit koop wat vir jou nog gemak gaan gee. Sien jy hoe die liggaam twee verskillende goed doen in werk? Albei uiterstes. Sien jou liggaam sê vir jou dat jy nog 'n sigaret nodig het. Daarom kry jy reg om op te rookie. Die liggaam sê vir jou dat jy nog 'n series nodig het en daarom mors jy nog tyd. Dit beteken eintlik niks vir die samelewing. Dieselfde lig sê jou liggaam vir jou dat jy significant is wanneer jou span wen. En daarom kyk jy nog 'n game. Jy kan dit nie mis nie.
Jy kan nie ja sê vir iets anders wat God wil doen terwyl jou span speel nie. Nee, daai is belangrik. Jou liggaam sê vir jou dat jy nog 'n stukkie koek of sjokolade nodig het. En daarom wen jy nie in jou stryd teen gesondheid nie. Jou liggaam sê vir jou dat jy altyd baie lekker moet eet. Baie lekker. En daarom moet jy hard werk want jy moet groceries by die regte plek koop. En dit kos bietjie meer. Jou liggaam sê vir jou dieselfde, dat jy genoeg geld moet hê om te gaan uit eet. Gereeld. Nie moeite hoef te maak nie. Jou liggaam sê vir jou dat jy nie ongeregtigheid moet aanspreek nie. Want dis moeite. Tog 'n teenkanting wees. Jou liggaam sê vir jou om eerder stil te bly oor wat verkeerd is. Jou liggaam sê vir jou dat jy vir jouself moet veg om te kry wat jy wil hê. Want niemand gaan dit vir jou gee wat jy nodig het nie. Maar God sê hy sal. Jou liggaam sê vir jou om nie jou kultuur te challenge nie. Want dit verg moeite. Jou liggaam sê vir jou dat die belangrikste ding in die lewe is jou eie liggaamlike nageslag. En dat jy hulle bo als moet dien en help. Jou liggaam sê vir jou dalk dat jy seks nodig het. En daarom is jy verslaaf aan pornografie. Jou liggaam sê vir jou dat jy jouself moet beskerm. Daarom kan jy nie mense vergewe nie. Jou liggaam sê vir jou dat jy moet bekommer oor of daar môre genoeg gaan wees vir wat hy wil hê. Jou liggaam. En daarom leef jy in vrees en angs oor die dag van môre. En kan jy nie vrygewig wees nie. Al hierdie goed is goed wat jou liggaam vir jou sê. Ons vryheid in Christus. Hy wil hê dat jy moet vry wees. Hy wil hê dat jy moet lewe vind. Maar die pad na lewe is die dood. Die pad na oorvloed lewe vir jou en vir my is om dood te gaan aan hierdie vleeslike begeertes waarna ons najaag. Dit moet nie ons fokus wees nie. Die pad na oorvloed lewe is deur jouself te beskou as iemand wat vry is om 'n slaaf van God te wees. Jou vryheid is nie vir jouself nie. Jou vryheid is daar om God te dien. Dis wat vir jou vryheid is. Dis daar om God te dien. Dis daar om sy behoeftes te dien. Sien julle, die vyand is nie die Romeine nie. Die vyand is nie ons politieke situasie nie. Die vyand is nie jou huidige omstandighede nie. Die grootste vyand is jouself en jou vleeslike begeertes. Die vyand is wat jy wil hê. Wat in teenstryd is met dit wat God wil hê. En soos jy kan doodgaan in jouself, dan is dit vir jou vryheid. Die vyand is ook in die kerk. Of iemand wat God se waarheid aan jou bekend maak nie. Die vyand is jou eie begeertes wat nie in lyn is met wat God se wil is nie. Dis jou vyand. En daarom beleef jy 'n sekere groot striwelinge in jou hart. Want jy wil op 'n sekere manier leef, maar God se manier lyk anders. Maar jy wil tog op hierdie manier leef. En daarom beleef jy nie vryheid nie, maar nou is daar eintlik 'n groot geveg wat binne in jou aan die gang is. En so wat ons sê is nie die kerk of mense of God of wat ook al sit beperking op ons.
Hier's wat Paulus skryf aan Korintiërs. Die kerk in Korinte. 2 Korintiërs 6 vers 11 tot 12. Hy sê, we have spoken freely to you, Corinthians. Our heart is wide open. And you are not restricted by us, but you are restricted in your own affections. Sien wat jou restrict, wat jou bind, is jou begeertes. Wat jy lief het. Dis wat jou bind. Dis wat my bind. Dis wat maak dat ons die vryheid het soos wat Christus vir ons bedoel het nie. Dis ons eie goed, of vir ons nog liewer is as vir Christus. Dis wat ons bind. Maar ons 'n ander manier. Jesus het 'n weg gemaak vir 'n ander manier. Daardie manier is om oor te gee aan God se gees. Dit beteken jy moet doodgaan aan jouself. Jy moet minder word sodat hy kan meer word. En so sê Galasiërs 5 vers 13 tot 16 vir ons, for you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. For the whole law is fulfilled in one word, you shall love your neighbor as yourself. But if you bite and devour one another, watch out that you are not consumed by one another. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. My vraag vir jou is, wanneer laas het jy geestelike dissiplines beoefen wat betrekking het op God se gees? Hoe lyk dit om te loop in die gees? Dit raak moontlik as jy vol is van die gees. God wys vir ons hoe om dit ook te doen. Hoe lyk jou tyd in gebed? Hoe lyk jou tyd in God se woord? Hoe lyk jou tyd saam met medegelowiges? Hoe lyk jou tyd in iets wat ek nou die dag met 'n vriend deel is? God gee vir ons gawes van die gees om te beoefen sodat ons ons eie geloof bou. Doen jy dit nog? Nie praat ek van bid in tale. Doen jy dit? Dis daar vir jou sodat jy kan vol wees van God se gees, sodat jy in vryheid kan leef. Maar nee, ons doen dit nie, want ons het soveel vleeslike begeertes, soos nog slaap. Of, nee, ek kan nie nog slaap, ek moet werk. Maar dit wys ook maar net na 'n ander vleeslike begeerte, wat heeltyd maak, dat ek nie uitkom by dit wat belangrik is, om my gees te voed nie. God se hart vir jou en vir my is vryheid. Jesus het gesterf aan die kruis, sodat ons dit kan hê. Nie net eendag nie. In hierdie lewe. Ons moet doodgaan aan ons eie vleeslike begeertes om in dit te leef. Dit is my gebed vir jou en vir my is dat ons van hom sal eet. Dis wat lei tot lewe. Vader, ek vra, Here, mag U ons help, Here. Here, mag U ons vergewe, mag U my vergewe, Here, daar's goed in my eie lewe waar ek ja sê vir my vleeslike begeertes. Want ek dink ek kry lewe binne dit. Vir 'n oomblik. Maar ek doen nie. Vader, so ek vra U, Here, mag U my vergewe, mag U my help om te besef hoe ek dit mis. Regtig besef, nee, 'n diep oortuiging, Here, in my hart kry om op 'n plek te kom om aan te hou nee sê vir dit. En ja te sê vir dit wat lewe sal skenk, Here. Dankie vir U Gees
wat U uitgestort het oor ons, Here Jesus. Dankie vir U woord wat geloof in ons kom bou. Dankie vir 'n gemeenskap van gelowiges wat daar is om ons te bemoedig en te versterk om U aan te hou volg. Here, met 'n oop en vrymoedige hart, Here. Here, mag U ons help dat die dinge in hierdie lewe en goed wat ons besig hou en alles wat saam met dit kom, Here, goed wat goeie goed is, ons nie weghou van lewe by U nie. Dankie vir vryheid. Mag U ons help om ons vryheid te gebruik om U te verheerlik. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons hoop deur hierdie boodskap word jy lief vir God, lief vir mense en maak disippels.